Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Markus 3 verse 20 tot 35. In Markus 3 het Jesus reeds met sy bediening begin en het hy baie wonderwerke gedoen wat 'n groot aantal mense aangetrek het. Sy wonderwerke sluit die genesing van siekes, die uitdrywing van demone en onderrig met gesag in. Die vorige verse illustreer sy deernis en vermoë om lewens te verander, wat toon dat mense van verskillende plekke diegene wat gelei het of siek was, na hom gebring het om genees te word. Nou lees ons in vers 20 dat hulle huis toe gegaan het, heel moontlik om die dag af te was en 'n maaltyd te geniet. Maar die skare was honger, dalk nie net vir fisiese voedsel nie, maar ook vir hoop, genesing of 'n antwoord op hul probleme. Jesus se familie en vriende het hom probeer beskerm, maar terselfdertyd het hulle hom verwerp, omdat hulle geglo het dat hy te ver gegaan het met sy leringe en dade. Die uitdrukking buite sy sinne dui aan dat hulle gedink het Jesus nie in sy regte verstand was nie, of irrasioneel optree. Onthou, Jesus se broers het eers na sy opstanding in hom geglo, en tydens sy aardse bediening het hulle hom aangespoor om homself te bewys. Lees gerus Johannes 7 verse 3 tot 5. Die skrifgeleerdes het van Jerusalem na Galilea gekom om Jesus se bediening te waar te neem en te beoordeel. Hulle beskuldig dan vir Jesus dat hy deur Satan besete was. Lukas 11 vers 14 vertel ons dat hierdie beskuldiging ontstaan het as 'n reaksie op 'n man wat van 'n demoon bevry is. Nou Beelzebul in Hebreëus beteken heer van die vlee en is 'n variasie van Baal, die primêre god van die Kanaaniete en Fenisiërs. Nou Beelzebul verteenwoordigde Satan en die skrifgeleerdes redeneer dat as Jesus se gesag om demone uit te dryf nie van God afkom nie, dit dan van die leier van die demone moet wees. Vanaf verse 23 tot 28 gebruik Jesus 'n gelykenis om aan hulle te verduidelik dat wat hulle sê eintlik belaglik is. Alles wat demone doen, is onder die beheer van Satan, en Satan kan nie teen homself werk nie, anders sal sy koninkryk in konflik wees. Satan se enigste doel is om te vernietig, en om 'n demoon uit te dryf, sal teen sy plan werk. Jesus gebruik dan die metafoor van 'n sterk man en sy huis om 'n belangrike geestelike waarheid oor te dra. Die sterk man simboliseer Satan of die magte van die duisternis, terwyl die huis, die wêreld en diegene wat deur sonde en duisternis vasgehou word, verteenwoordig. 'n Huis kan nie suksesvol beroof word as die sterk man dit beskerm nie. Daarom moet jy eers die sterk man konfronteer om oorwinning te behaal. As gelowiges kan ons met sekerheid weet dat Jesus gekom het om die sterk man te bind, sodat diegene wat in sonde vasgevang is, bevry kan word. In verse 29 en 30 waarsku Jesus die godsdienstige leiers oor die onvergeeflike sonde. Ek lees: Maar wie teen die Heilige Gees laster, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel. Laster teen die Heilige Gees is ernstig, omdat dit in wese beteken om Christus te verwerp. Die godsdienstige leiers het gesê dat Jesus 'n onreine gees het, wat beteken het dat hulle die volmaakte, goeie en wonderlike werk van God in Jesus as die boosheid van Satan verklaar het. In Lukas 12 vers 10 word hierdie sonde as onvergeeflik beskryf, nie omdat dit te groot is
vir God om te vergewe nie, maar omdat dit 'n gesindheid van die hart is, wat nie bereid is om God se vergifnis te aanvaar nie. In verse 31 tot 35 verduidelik Jesus die werklike aard van familieverhoudings. Jesus se moeder en broers was besorgd oor hom, moontlik as gevolg van die gerugte wat versprei het. Hulle moes buite bly, omdat die huis te vol was vir enige ander mense om binne te kom. Hulle hoop dan dat iemand die boodskap sal oordra, dat hulle daar is en dat Jesus sal uitkom. Ons sou verwag dat Jesus se familie spesiale voorregte sou hê, maar Jesus antwoord dat elkeen wat die wil van God doen, sy broer, suster en moeder is. Die oortuiging dat Jesus die Seun van God is, wat vir ons sonde gesterf het en weer opgestaan het, sluit ons in by die familie van God. Wanneer ons God se woord gehoorsaam en doen wat hy sê, leer Efesiërs 4 verse 1 tot 6, dat ons dan in eenheid van geloof is, wat bydra tot 'n samewerkende geheel van 'n familie. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.